Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs nou met Antoinette Benting, maar sy is van die besigheidsontwikkelingsbestuurder by Workshop 17. Goeiemôre. Goeiemôre. Heerlik om vanoggend met jou te gesels. Ons moet 'n bietjie praat oor werksplek kultuur, uitbranding, die klein dingetjies raak sien. En dit was interessant dat hulle sê 8 uit die 10 werkers loop die risiko om uit te brand. Waarom dink jy is uitbranding so groot probleem? Jy weet, dis is eintlik baie kompleks, want ek dink heidaglik wat gebeur is, ons is heeltemal aanlyn. Ons werk langer ure, jy weet, so dit gee nie vir ons enige oomblik waar mens eintlik kan asem skep nie, want jy is constantly in jou rat race, of jy is constantly op jou kleine wieletjie wat jy draai. En ek dink wat ook gebeur is, omdat mense nou werk met verskillende tye, beteken dit jy sny nooit af nie. En dit is so interessant, want as ek nou dink, genigtig, ek is besig om uit te brand, dan instinktief dink ek, goed, ek moet nou my tyd beter bestuur, sodat ek vinniger kan werk, sodat ek meer werk gedoen kan kry, sodat ek minder stres, huis toe kan jaag, kos kan maak en in die bed kan kom. Maar dit is nie noodwendig die regte benadering nie, Antoinette? Precies. En dit bou op en bou op en bou op. En ek dink ook baie keer, en ek vat dit van myself, jy weet, jy doen 'n bietjie van 'n introspection, en dan vra jy jouself, waar gaan jy verkeerd? En so meer jy jouself in daai tipe worsteling kry, so erger word dit. En ek dink soms mense skree nie vir hulp vroeg genoeg nie, of hulle reik nie uit na mense naby hulle nie, of jy weet, daar's nog steeds 'n stigma om dit. So jy gaan maar voort en jy werk en jy probeer al jou balle in die lug te hou, en baie keer is dit baie laat wanneer mense besef, luister, ek is eintlik besig om nou afdraans te gaan. Antoinette, hoekom dink jy is mense so gefokus op prestasie en resultate, en dink jy ons het so half verkeerd begin dink aan wat sukses is? Presies. Ek dink, as mense nou mooi dink, né, na COVID, almal is so bang om 'n geleentheid te verloor. Jy weet, so ons as 'n geleentheid kom, jy werk dan mee en jy werk dit van dit nou tot by sy sukses is, maar niemand gee 'n kans eintlik om te sê, is dit regtig nodig nie. So, ons wil sê dat dit vir ons in 'n bietjie van 'n survival mode gevat, dat ons nie weet wanneer om te los en wanneer te vat nie. Ja, so ons fokus half op mylpale, want jy wil half kan sê, kyk, ek het hierdie agter my, ek wil nie my werk verloor nie, hier het ek al bereik, of jy fokus op 'n mylpaal om te sê, as ek hierdie taak afgehandel het, dan gaan ek ophou stres, of dan gaan ek gelukkiger wees, of as ek hierdie vlak in die werk bereik het. Maar jy sê, ons moet eintlik meer fokus op mikro-oomblikke. Hoe werk dit? Ja, so vir ons, omdat ons nou in workspace en coworking is, het ons besef dat ons kliënte, of ons lede, is soveel meer gelukkig as hulle kyk na die klein dingetjies, jy weet. So not the obvious stuff, maar die goedjies wat mense soms mis. Whether dit nou 'n compliment is, whether dit is gaan sit buite op die trappe van Nieuweland, of gaan sit buite in die tuin. Jy weet, daai tipe goed gee mense kans om ten minste weg te kom van jou rekenaar af, en miskien 'n bietjie asem te kan haal. En ons probeer heeltyd net om dit in 'n gewone dag in te bring. En ek dink wat gebeur is dat as ons net meer geleenthede kan skep, en dis die klein goedjies van niemand soek meer 'n nagemaakte koneksie nie. Almal soek iets wat eg is. As jy vir iemand kan vra, luister, as jy kyk, wil jy koffie drink? Daai tipe goede beteken soveel meer as die goed wat ons curate. Hoe baie dink jy dra werkgewers en bestuurders by tot hierdie kultuur van die die klein oomblikke geniet? Hulle dra nie genoeg by nie. Jy weet, ek dink dis 'n tipe ding wat intensieel moet gedoen word. Jy moet dit deel maak van jou werksdag. Jy moet dit inbring, is dit nou 1 keer 'n week, 1 keer 'n dag, waar jy daai tipe oomblikke kan skep vir jou mense. En as ek sê mense, dis mense soos jou kliënte of jou staf. Dis enige van hulle, moet jy daai tipe oomblikke skep vir hulle.
Ja, ek dink dit is belangrik dat mense mekaar moet dra en dat elkeen sy porsie werk moet doen. En toe ek nou voorberei het gisteraand, toe het ek sommer nou probeer om hierdie nou toe te pas en meer mindful te wees in die oomblik, want gewoonlik waar ek nou sou afstorm met die trappe en nou my klere regkry vir môre en ek is eintlik nou moeg en nou moet ek nog vir die kinders gaan lees, toe dink ek, okay, wag, kom ek probeer fokus, kom ek loop stadiger af by die trappe, kom ek probeer smile, kom ek probeer nie negatief wees oor hierdie nie en ek probeer asemhaal, fokus op daai oomblik en dan te gaan en die oomblik te geniet wat ek vir my die geleentheid het om vir my kinders te kan storie lees al is ek moeg. So dit gaan baie oor om jou brein te oefen, hè, op te fokus op hierdie oomblik en nie te fokus op wanneer ek klaar is met 6 oomblikke nie, né? Hoe kan ons dit meer prakties maak in ons lewe? Ek as jy so mooi nou dink, né? Welsyn is nie iets wat jy buite die deur mee kan los nie. Ons spandeer te veel tyd by die werk om welsyn buite te los. Jy weet. So ons doen dinge soos yoga by die werksplek nou daar. Jy kies jou werksplek volgens wat jou mense gaan geniet. As hulle naby 'n gym wil wees, dan jou werksplek moet dan in ten minste 'n 5 minute afstand kan wees van 'n gym af. As jy nou mooi dink, ons fokus op wel wat noem dit lifestyle. So lifestyle is as iemand kan ten minste gaan surf in die oggend of hulle kan gaan vir 'n draf en dan kom werk of hulle kan werk en dan kan gaan draf. Jy weet, daai tipe goed is ek wil sê dis die obvious goed wat ons kan inbring in 'n gewone werksdag. Dit voel soms maar of ons so gefokus is op die groter goeders en soos wat ons vroeër ook genoem het, die resultate en die dryf en die geld maak en dit is half go, dat ons vergeet dat dit steeds mense is en mense moet bestuur, mense se gemoed moet bestuur en ek dink is ook so mooi so aanhou gesê het, jy weet net om daai ekstra oomblik te vat om asem te haal en vir mense ook daai spasie te gee sodat hulle kan asemhaal, sodat hulle uiteindelik beter werk kan doen, gelukkiger is en dit eintlik net 'n meer positiewe plek ook is, werksplek, omgewing ook. Antoinette, as jy een gedagte by ons kyker kan los vandag, wat sou dit wees? Besigheid is menslik. Jy kan nie die mens afsonder van die besigheid nie. So soms dan dink ons fokus op besigheid, maar sonder die mens sal jy nie 'n goeie besigheid kan hê nie. So jy moet in alle tye dink aan dat bring die persoon, bring die mens in jou besigheid. Ja. Sure, En bring die lig ook in is 'n ding waaraan ek glo. Ek soek altyd die venstersitplek uit in 'n vliegtuig of by die kantoor. Ek maak die venster oop, ek sorg dat die sonlig inkom. Ek plak fotootjies oral in my rekenaar en ek maak graag koffie, Jennifer ook. En dit help om jou dat jy actually die e-pos wat jy stuur geniet en nie net fokus op nog 6 e-posse wat gestuur moet word voordat hierdie projek afgehandel kan word nie, nê. So kom ons bring die lig in saam met mekaar sodat ons minder kan uitbrand, nê. Absoluut. Sure. Antoinette, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer die raad en die wysheid om te weet ons moet net op daai mikro-oomblikke fokus vir 'n gesonder werksplek. Baie dankie dat jy jou advies kom deel het vanoggend. Baie dankie. Lekker dag vir julle. Tot ziens Antoinette, dit is dan Antoinette Benting, sy is van Workshop 17 en daar het jy dit, ons almal kan ook 'n verskil maak in ons werksplek. Bly inskakel net op jou nuus.